Impact Kerk, goeiemôre. Hierdie is ons Pinksterweek of aanloop tot ons Pinksterdag toe wat Sondag gaan wees, wat ons regtig net Pinkster, die uitstorting van die Gees van die Here gaan vier en dis so 'n crucial en belangrike gebeurtenis in die liggaam van Christus, in die kerk van Christus en ons gaan Sondag 'n baie spesiale Pinkster Sondag ook hê. Ons het Pastor Colin wat die oggend se twee dienste gaan hanteer en gaan fokus op Pinkster en Sondagmiddag om 5:00 het ons 'n baie spesiale diens met Pastor Rian Maree van Impact Church Wesrand, ons Wesrand kampus. Hy gaan hier kom bedien en ons gaan spesiaal God vertrou en bid vir die invulling van die Gees van die Here. So jy mag nie Sondag of albei ten oggend en aand moet jy bywoon, want ek weet die Here gaan vir jou iets doen. Ek weet die Here gaan sy Gees in jou lewe openbaar en hy gaan sy Gees uitstort oor jou lewe. En kan ek jou gaan net terugvat voor ek bietjie gaan praat oor Sondag wat verby is, met aanloop na Sondagoggend toe. Dis hoe dit gebeur het. Handelinge 2 vanaf vers 1 sê die volgende: En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Hierdie is so 'n draaipunt in die kerk, in die liggaam van Christus, in die kerk wat jy en ek ken. Hierdie was die draaipunt. Onthou, Handelinge 1 vers 8, kom die opdrag van die Here, maar gaan wag vir my. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, Handelinge 1 vers 8, en julle sal my getuies wees. Met ander woorde, Jesus kom na die kerk toe, na sy disippels toe, na hulle wat sy liggaam, die kerk moet, kan ek die Engelse woord gebruik, kickstart, en hy sê vir die volgende, hy sê, hey, julle ouens, gaan wag, ek gaan vir julle die tool gee, ek gaan vir julle die wapenrusting gee, ek gaan vir julle die metode gee, hoe om die wêreld te evangeliseer, hoe om 'n impak te maak in die wêreld om jou. Hy sê, ek gaan daai tool vir julle gee, gaan wag, ek stuur hom vir julle. En wat gebeur in die bofortrek? Op die dag van Pinkster kom die Gees van die Here af en vervul hulle, en die Heilige Gees, die invulling met die Gees word die tool, die wapen, waarmee ons die wêreld kan verander. Wat God wil hê ons die wêreld moet verander. Nou kom ek vat jou gou na Paulus, hoe Paulus skryf in 2 Korintiërs 13 vers 13, dis waar ek die naweek oor bedien het. En dan sê die volgende, hy sê, die genade van die Here Jesus Christus. En dan dis waar hy praat van Jesus, né? En die liefde van God, waar hy praat van die Vader. En die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal, amen. Dis 2 Korintiërs 13 vers 13. Skryf Paulus en hy sluit daai boek af met hierdie een vers wat al drie die Godheid, die drie in een Godheid vasvang althans. Hy praat van die Seun, hy praat van die Vader en dan praat hy van die gemeenskap van die Heilige Gees. Die Engels praat van the communion of the Holy Ghost en daai woordjie communion is koinonia. En dis waar ek Sondag bedien het. Dis die impak van die Heilige Gees en dis die impak wat die Heilige Gees in my en jou lewe kan hê. En dis hoekom hierdie week so uiters belangrik is en so 'n hoogtepunt is, want dis waar hierdie gemeenskap, dis communion with the Holy Ghost, met die Heilige Gees 'n werklikheid geword het, 'n realiteit geword het. In die Ou Testament was die Gees van die Here daar, ons sien hom, ons weet daarvan, maar hy was sporadies vir sekere mense gegee vir sekere funksies, en hier in Handelinge 2 kom hier die Gees van die Here, en hy gee hom vir ons almal, en hy sit by jou in 'n posisie, waar ons in hierdie gemeenskap of communion met die Heilige Gees kan wees. Daai woord gemeenskap, communion, beteken koinonia, wat drie funksies bevat, of drie eienskappe het. Die eerste een is fellowship of gemeenskap. Jy weet, God wil hê jy en ek moet met hom fellowship hê. Ek het dit Sondag vir jou genoem. Die mooiste verduideliking van fellowship is a couple of fellows in one ship. En dis waaroor fellowship gaan, is om die Gees van die Here in jou, op jou lewensboot in te neem. Op jou lewensreis saam met jou te vat. Elke dag, elke journey wat jy deurgaan, om seker te maak dat die Gees van die Here is met jou, in jou voertuig, by jou werk, in jou kantoor, by jou huis, in jou huwelik, in jou gesin, in jou finansies. In elke faset van jou lewe wil God fellowship hê, hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil met jou gesels. En ek wonder baie keer as ons dieselfde verhouding met die Heilige Gees kan hê as wat ons met ons vriende het. Wonder hoe effektief
of hoe meer effektief sou ons lewe nie gewees het nie. As ons op daai fellowship plek kon kom, waar ons werklik waar kan sê, ons het gemeenskap met Heilige Gees. Hy is ons beste vriend, hy's our closest friend. Imagine wat se verskil sal in jou lewe wees. En dis wat Paulus van skryf in 2 Korintiërs 13, hy sê, mag die gemeenskap van Heilige Gees in jou lewe wees. Mag jy daai koinonia, mag jy daai fellowship met die Gees van die Here hê. Die tweede ding wat daai woord beteken is vennootskap. En ek hou van die woordjie vennootskap. In ander woorde, dit beteken jy's in 'n partnership. Wat ook al met jou gebeur, gaan jou vennoot affekteer. En ons weet dat die Gees van die Here is die een wat nie gaan toelaat dat jy en ek ondergaan nie. Die Here gaan nie toelaat jy en ek val nie. So, hoe amazing is dit om in 'n vennootskapverhouding met die Gees van die Here te kan wees. En Pinksterdag het dit vir my en jou moontlik gemaak. Handelinge 2 het vir my en jou moontlik gemaak om in hierdie vennootskap met die Gees van die Here te wees. En hoe wonderlik is dit nie om te weet jy het 'n vennoot wat soveel beter is as jy, wat soveel meer vermoë het as jy. En die kere wat jy nie meer kan nie, dan sal hy vir jou instaan, hy sal vir jou intree, hy sal daar wees vir jou. Dis 'n fantastiese vennoot om te hê. Alles te danke aan Handelinge 2, aan uitstorting van die Gees van die Here. Die derde een is die intieme verhouding, intimacy met die Heilige Gees. En dis wat die Here wil hê, hy wil 'n intieme verhouding, die Gees van die Here wil 'n intieme verhouding met jou hê. Dis daai momente wat jy by die huis sit en jy net voel hoe die Gees van die Here in jou lewe instap. Dis daai oomblikke wat jy in die kerk is en jou hande opsteek en die Here net opdaag in jou lewe en jy weet nie waar kom dit vandaan nie, maar skielik is hierdie emosies van jou gestir. Dis die Gees van die Here wat met intimiteit in jou lewe impak maak. Dis daai Gees van die Here wat die moontlikheid wat alles moontlik geword het as gevolg van Pinksterdag. Jy sien, jy en ek het die voorreg om met fellowship met God te hê deur middel van die Heilige Gees, koinonia, om in vennootskap met die Gees van die Here te wees, om 'n intieme verhouding met die Gees van die Here te hê. Alles te dank aan wat gebeur het op Pinksterdag. Die uitstorting van die Gees van die Here. Hoe amazing is dit nie? Hoe amazing, hoe wonderlik is dit om te weet dat God van hemel het aarde toe gekom vir een rede, om jou en ek op hierdie plek te sit waar hy vir my en jou sê, hey, jy kan met my fellowship hê, jy kan met my intieme verhouding hê en ek wil jou vernoot wees. Dit was God se hart, dis die hart van Handelinge 2. Die hart van Handelinge 2 is ek stuur vir julle 'n trooster wat beter is as ek. Wat beter in die vorm van hy's altyd daar. Jesus kon net in Israel wees. Hy kon net 'n sekere groepie mense bedien, maar Jesus sê dis is voordelig voordat ek weggaan, want ek gaan iemand stuur wat die vermoë het om vir almal daar te wees, elke dag. Hy is deel van die Godheid, hy is deel van die Vader Seun, hy is deel van die drie-eenigheid, hy is God. En die Heilige Gees kom aarde toe en hy word uitgestort in ons lewens, sodat jy en ek die voorreg kan hê om fellowship met God te hê, om vennootskap met God te hê en om 'n intieme verhouding met God te hê. Hoe amazing is dit nie? Hoe belangrik is hierdie uitstorting van die Gees van die Here nie? Die feit dat hy met ons is, die feit dat hy tussen ons is, die feit dat hy met jou wil wees, jou vennoot wil wees, met jou in 'n verhouding wil wees en 'n intieme verhouding by dit ook nogal. Hoe wonderlik is dit nie? Kom ons celebrate hierdie naweek, kom ons celebrate Pinkster met die wete dat dit so 'n belangrike dag wat dit vir my en jou moontlik maak om hierdie close, nabye verhouding met God te hê, koinonia met God te hê. Dis sy hart en ons celebrate dit hierdie week. Ons sê vir die Here dankie. En as jy nog nie gevul is met die Gees van die Here nie en jy het nog nie daai koinonia verhouding met die Here nie, hier's jou geleentheid. Kom in daai plek, kom in daai fellowship met God, kom in daai intieme verhouding met die Here, maak 'n vennootskap met God en jy gaan sien, jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Gaan vra vir Paulus, gaan vra vir Petrus, gaan vra vir die disippels, gaan vra vir die apostels wat gevul was met die Gees van die Here. Hulle lewe was nooit weer dieselfde nie. Hierdie naweek wil ons jou daai geleentheid gee, sodat jou lewe nooit weer dieselfde kan wees nie, dat daar intense verandering in jou lewe sal plaasvind, dat die plan en die droom wat God oor jou lewe het in vervulling sal kom. Ek sien julle Sondag. God bless you.